Hallo en welkom by Farmspace. Ons is vandag bietjie hierso in die koffiewinkel van Kragdag. Voormalig was hierdie van die uitstalspasie, so dit wys vir jou hoe het hierdie gegroei. Ons praat met HP, hy is die bestuurshoof van Kragdag. Hy gaan vir ons bietjie vertel, wat is die beweegrede, wat is die gedagtes agter hierdie expo wat nou al vir 17 jaar aangaan? HP, hoe gaan dit? Dit gaan baie goed, dankie Amelie, dankie ook vir julle draai vanoggend hierso. So op julle voel welkom hierso in die koffiewinkel. Baie, dankie. Ja, so Kragdag se storie het eintlik baie informeel begin met my skoonouers Hendrik en Alida Verwoerd, wat hier met die eerste ronde van Beurtkrag in 2007 gesoek het na oplossings vir huishoudings, plase, klein besighede en so aan, en die goeders wat destyds beskikbaar was baie meer gerig op die korporatiewe en die staatsmark en so aan. Daar was nie regtig baie goeders vir gewone huishoudings beskikbaar nie. Daar was goeders soos sonkrag en so aan, maar dit was bitter duur geweest. Dit was nie die algemene tipe van goeders wat gewone mense kon bekostig nie. En toe het hulle besluit om eintlik so 'n kragdag te hou. In die eerste kragdag by einkoms, toe was dit uit die aard van die saak nog nie 'n expo nie, en die bedoeling was nie nou noodwendig om 'n expo daarvan te maak nie. Het hulle gereël, en die grootste hoeveelheid uitstallers was eintlik sommer hier binne in die gastehuis, dis waarvan die koffiewinkel nou deel is. Ja. Het hier ingepas en so 'n paar hier buite. Maar die belangstelling was net so groot dat hulle toe eintlik daarmee voortgegaan het. En mettertyd, so aanvanklik was dit baie gefokus op alternatiewe energie en so aan, maar mettertyd het dit gegaan oor 'n baie breër benadering oor om selfverantwoordelikheid te neem vir jou lewe. En dit gaan eintlik oor alles waaraan wil ek, die manier waarop ek maar gewoonlik sê, is waaraan jy jou geld spandeer op 'n maand. So, dit gaan oor jou energie, jou water, jou opvoedkunde, dit gaan oor jou inkomste, dit gaan oor jou voedselproduksie, al daai tipe van goeders. En om te sê op elkeen van daai terreine, hoe kan 'n mens eintlik meer verantwoordelikheid neem of meer beheer van daarvan? So, ek dink daar is baie organisasies wat byvoorbeeld sê, man, hoorie, so kom ons help vir jou om of gee vir ons lede geld, of stem vir ons, of wat ook al die geval is, en ons gaan vir jou. En ons het dit eintlik van die ander kant af geneem en gesê, kom ons help mense om hulle eie ding te doen. En dit is dan ook ons lese van Kragdag is, doen jou eie ding. En op daai manier eintlik die geleentheid hê om te proe vryheid op die terrein van energie, op die terrein van water, op die terrein van voedselproduksie, van opvoedkunde, en as hulle daai vryheid eers geproe het, om dan eintlik te gaan dink oor vryheid, en te sê, wat is dit wat ons eintlik werklik moet wees? So, Kragdag met ander woorde is dan nie so erg 'n landbou expo soos wat jou bekende is, 'n Vaal of 'n Nampo of 'n Arlington is nie. Dis werklik waar 'n selfstandigheids expo. Dis om daai selfstandigheid by die mense aan te wakker en te kry, eerder as net om 'n standaard landbou boeredag te wees, expo te wees. Ja. Om die waarheid te sê, ons was vir baie jare was ons eintlik sonder landbou. So ons het die landbou komponent het eintlik so omtrent 6-7 jaar gelede vir die eerste keer deel geword van die expo. Maar hy het so geweldig gegroei dat hy seker nou omtrent tussen 'n derde en 40% van die terrein beslaan, en uit die aard van die saak is dit groter masjiene en so aan. So op hierdie stadium is dit seker die grootste landbou expo in die Gauteng omgewing, is die landboukomponent by Kragdag. En ook daar is dit vir ons om ook in die boerderygemeenskap, miskien moet ek eers gou myself onderbreek en sê, dit is 'n kommersiële expo, en dit is vir ons belangrik dat dit 'n expo is, maar ek sê altyd, man, dis 'n expo met diepte. Dis nie, daar is 'n filosofiese onderbou en motivering aan die expo. Dit is nie net om te sê, man, kom ons gee net 'n platform daar nie. Dit is belangrik dat ons die platform daar, maar om vir mense regtig te help dink oor goeders. En as dit kom by die landbou, dan het ons nou nogal 'n paar uitdagings gesien in die laaste tyd. En ek sit partymal so by van die landbou
verenigings se jaarvergaderings en so aan, en dan gee die ouens mosies in van die regering moet vir ons help met subsidies, die regering moet sorg vir ons veiligheid, en dis die ingesteldheid waarvan ons wil hê mense moet wegkom, is om te sê, nee, vergeet die regering, al wat die regering moet doen, is hy moet uit die pad uitstaan, en dit het ons eintlik nou so beleef met die back and closure, en waar ons met John Steenhuisen gesit het, wat of onbevoeg is, of dalk selfs net kwaadwillig was, in die hantering van die hele back and closure bedeling, en dit is wat ons moet sê is, staan net uit die pad uit, en ons sal self. En daai ingesteldheid is die ding wat ons wil doen. So dit gaan eintlik oor meer as om minder afhanklik te wees van die staat, dit gaan selfs daaroor om staatsbestand te wees. Met ander woorde, die skade wat veroorsaak word deur die staat, om eintlik vir ons 'n alternatiewe ekonomie, 'n alternatiewe manier waarop ons met mekaar skakel, daar te stel, selfs al is daar 'n vallende staat. Nou, op daai punt, jy sê julle bied oplossings van krag tot sekuriteit en als intussen. In die omgewing, wat sien jy is die grootste aanvraag? Het sy elektrisiteit, is dit toegang tot water, is dit sekuriteit wat 'n aspek raak? Wat wil Kragdag aanspreek, anders as selfstandigheid? Ek dink as 'n mens kyk na die oplossings wat hier aangebied word, en dan wil ek dadelik sê, dis nie Kragdag wat die oplossings aanbied nie, ons bied bloot die platform. Is om te sê, hier is 'n geleentheid wat ons gee vir ondernemings daar buite wat mense van diens kan wees, om te skakel met potensiële ouens wat van daai dienste gebruik maak, sodat ons almal saam eintlik hierdie beweging kan skep, om op 'n beter plek te kom. Het is moeilik om te sê, wat is die primêre aantrekking, want in die eerste plek, van ander dinge so van jaar tot jaar, so ons het nou al jare gehad wat dit beerdkrag, en dan is uit die aard van die saak almal hierso vir energieoplossings, en nou is daar weer goeters dalk rondom die veiligheidssituasie met 'n klomp onstuimigheid wat daar so met protesoptogte en so aan in die land is en so aan. Dit maak dat ouens weer meer fokus op veiligheid. Maar vir my is eintlik die mooi is van Kragdag, of een van die mooi van Kragdag is, jy kan vir 'n spesifieke rede Kragdag toe kom, waarvoor ander ouens nie kom nie, want daarso is vir dit wat jy in belang stel, is daar 'n klomp oplossings. So as jy byvoorbeeld wil sê, man, weet jy, ek wil kom kyk oor watse alternatiewe oplossings is daar om my kinders groot te maak, boonbehalwe 'n staatskool, dan kan jy net daarvoor kom, en jy gaan genoeg inligting daaroor kry. As jy sê, man, weet jy, ek hou van my eie kragtoerusting, kettingsae, bossiekappers, wat ook al die geval is, dan kan jy amper net daarvoor kom, en daar is genoeg vir jou. Selfs met voertuie, kampering, woonwaans, maar landbou het ons so 'n groot verskeidenheid van markte wat eintlik daardeur bedoel word, of dit nou saai is en of dit nou veeboerdery is en of dit slimboerdery is, hommeltuie, maak nie saak wat ook al nie. Al die oplossings gaan jy kan kry as dit jou belangstelling is en jy sê, man, daar's net een rede hoekom ek na Kragdag toe wil kom, dan gaan daar vir jou genoeg verskeidenheid wees, selfs net vir daai een rede. Ja, so Kragdag is werklik waar hy's nie pas gemaak nie, maar hy's pas gemaak vir jou. As jy uitkom en jy sien werklik waar wat hier so is, gaan jy iets kry. En jy kom, soos jy sê, jy kom met 'n rede. Ek kom, het sy omdat ek sonoplossings soek, of as ek nou meer in die landbou is, kan ek 'n vervaardiger sien, ek kan 'n hommeltuig kom kry, of as ek my familie net die dag net bietjie wil uitkom, en uit die aard van die saak, Ryten is 'n pragtige omgewing, en met oor die 600 uitstallers, is dit definitief iets vir enige iemand. Ek dink, en vir ons is dit deel van ons, wil ek sê, toekomsvisie, want dit gaan vir ons het 'n klompie gepraat oor die probleme wat daar is en so aan, maar het gaan regtig daaroor om te sê, man, om die gang van die geskiedenis te verander, is in ons hande.
En daarom is die toekoms vir ons belangrik. Daarom is gesinne vir ons belangrik. Is die kinders vir ons belangrik. En dit doen ons ook byvoorbeeld met ons ingangskaartjies. Vra ons vir kinders tot 18 jaar geen ingangsgeld nie, want dit is vir ons lekker as daar groot gesinne is wat dit bywoon. En die kinders geniet dit so, hierso dat as ek so luister, so dan hoor ek net almal van hulle praat oor wanneer is dit weer kragdag en so aan. Ek dink my een dogtertjie het op 'n stadium gedink ek reël kragdag net ons reël kragdag net vir haar. Hulle geniet dit so, maar nou sê ons altyd vir kragdag is in die eerste plek 'n expo. Maar is 'n expo in 'n feestelike en 'n karnaval atmosfeer. So dit beteken nie vir ons man ons is 'n musiekfees waar daar groot vermaak is, waar die mense, dit gaan vir ons oor die uitstallers en die oplossings. Maar daar is 'n klomp vermaak en so aan ook. Ons het heelwat kuierareas. Ons het omtrent 65 verskillende kosuitstallers en so aan. En die kinders geniet dit verskriklik. So vir almal in die gesin is daar iets. Ons het selfs 'n kuns en koumark wat so 'n bietjie aan die aan die een kant gaan vir daai mense daai entrepreneurs wat afhanklik is van hulle weeklikse verkope met produkte wat hulle maak, maar ook vir mense van die publiek wat belangstel in sulke tipe van interessante en oulike handgemaakte items wat beskikbaar is. Nou vertel vir my, kragdag het altyd sulke, kragdag het altyd sulke kragtige temas verbonde daarin, en die jaar se tema is druppels wat strome word. As ek weet ek sê dit nie reg nie, maar wat beteken daai tema vir julle vir die jaar? Ja. So ja, ons tema is druppels word strome en strome word riviere. Daar sê. Wat ons daarmee sê is elke ou se bietjie besig wees met sy eie ding maak dat 'n ou 'n groot beweging aan die gang kan sit. En dit is maar die vliegwiel beginsel ook, is om die momentum op te bou met verloop van tyd. So om te sê, man, aanvanklik is dit baie effort wat hou insit, baie moeite wat hou insit, om 'n ding net aan die beweeg te kry, maar soos wat daar elke ou sy klein bietjie bysit, kry 'n ou 'n momentum wat 'n ou ver vat. En dit is wat ons ook hier wil doen. So elke ou wat kreatief met sy eie bestaan oplossings bied, is besig om die hele gemeenskap te bevoordeel. Ons het partymal het ons hierdie ingesteldheid van, weet ouens doen besigheid want hulle wil net geld maak. Maar elke ou wat die vermoë het om geld te kan maak uit sy besigheid, beteken hy lewer 'n diens wat vir 'n ander ou waardevol is. En dis die perspektief wat ons partymal verloor. So ons is opgewonde oor elke entrepreneur wat daar buite is, want ons weet ook in die bedeling waar ons is daar nie meer plek vir al die professionele beroepe op hulle tradisionele manier, waarop daar eintlik werksgeleenthede beskikbaar was nie. En daai kreatiwiteit om ekonomies te oorleef, dink ek spoel ook oor na kreatiwiteit op ander terreine van die lewe, oor ons kunste en allerlei maniere wat ou net kan sê, kom ons dink 'n bietjie buitekant die boks en kom ons wees positief. Ons het op 'n stadium met een van die uitstallers vir my gesê, HP, as ek weer kragdag bygewoon het, dan te koop. En dis 'n belangrike deel van wat ons wil probeer doen, is om te sê, man, moet net nie hoop verloor nie. So as jy hoop het, dan is in jy planne, dan is daar 'n toekoms. Ja, nee, en vernaam soos jy sê, in 'n jaar soos hierdie is dit, lyk dit dalk soos 'n nagmerrie wat nie gaan eindig nie, maar kragdag is daarso om vir die mense te sê, ons is daarso, ons kan dit doen, ons doen dit nou al vir 100 jaar plus, wat ons vasbyt en selfstandigheid moet aanwakker. Inderdaad, en ek dink wat ons nou nogal bietjie hierdie jaar beleef is amper beter as verlede jaar het dit wat ons 'n verskriklike belangstelling het van uitstallers. Miskien moet ek gou sê ons het gesê waar het ons begin is omtrent hier so binne in die gastehuis koffiewinkel nou en
het ons vir die hele ruk het die terrein aan my elke jaar, so omtrent 2 weke voor die expo, dan het ons soveel inskrywings dat ons maar weer 'n grensdraad moet laat val en net so 'n bietjie skuif, dat ons net alles kan akkommodeer. En dit het ons 2 jaar gelede het ons die terrein vergroot van 6 hektaar na 11 hektaar, met ander woorde is omtrent 22 hektaar 22 rugbyvelde se uitstalspasie. En ons het gesê ons wil dit so in 5 jaar wil ons dit volmaak. Dit lyk asof ons dit hierdie jaar dalk gaan die hele terrein gaan volmaak. So binne 2 jaar wat ons eintlik daarby uitgekom het. En nou wat ek wil sê is, so daar's vir ons 'n soort van 'n bietjie van 'n ongekende belangstelling hierdie jaar. Selfs meer as wat ons verlede jaar gehad het, ten spyte van die brandstofprys en die protesoptogte en al die goeders wat ekonomies vir ons eintlik moet neerdruk, en dit is my asof daar by die mense nou hierdie veerkragtigheid is om te sê man, ons gaan leef met hierdie goeders. Kom ons leef voluit. Kom ons hou nie terug nie. Kom ons maak ons planne. Kom ons gaan regtig en aanvaar dat daar so 'n lewe gaan wees hier langs aan ons, maar ons moet die alternatief daar stel. Ons sê altyd met kragtig probeer ons skep of ons kritiseer deur te skep. So dis nie net kritiek lewer nie. Is om te sê dis ons manier van kritiseer, is ons skep iets nuuts. Absoluut. HP, my laaste vraag. Hoekom moet mense hier uitkom? Hoekom moet almal in Pretoria by Kragdag uitkom? Wat sal jou boodskap wees om die mense hier uit te kry? Boonbehalwe selfstandigheid en om jou selfstandigheid aan te wakker. Hoekom kom jy hiernatoe? Boonbehalwe dat jy die dag reël. Wat is jou rede dat jy Kragdag toe kom? Ek het altyd die manier van sê dat sê man, ek het 'n 9000 jaar visie. Ek het daarom 'n korter praktiese 250 jaar visie ook. Maar dit gaan daaroor om te sê man, ons leef vir die toekoms. En dis wat ek hier raak sien is as ouens eers 1 jaar hierso was, dan kom hulle terug. Dan sit 'n geleentheid wat hulle nie wil mis nie. Hoekom? Want hierso is 'n atmosfeer van hoop en lewe en kreatiwiteit. So al is dit nie om iets te koop nie, is dit 'n geval van jy kan nie bekostig om uit te mis op hierdie ervaring wat elke jaar hierso op Diamantvallei plaasvind nie. HP, dankie baie. Dankie vir jou, Willie. Right, dit was HP. Hy het vir ons bietjie vertel wat Kragdag voorstaan, waar Kragdag begin en hoekom het Kragdag regtig waar 'n expo geword van selfstandigheid. Dis nie net 'n expo van landbou nie, dis nie net vir oplossings nie. Dit is 'n expo vir selfstandigheid. En selfstandigheid begin by jou. Selfstandigheid begin nie by 'n ander maatskappy nie. Dit begin nie by 'n enkele oplossing nie. Selfstandigheid begin met die gedagte van ek moet 'n manier kry om aan te gaan met wat gebeur. En dis werklik waar wat Kragdag saamvang en bied vir die mense, vir die gemeenskap, vir die landbougemeenskap, vir elke liewe oplossing wat selfstandigheid aanwakker, is Kragdag die expo om by te wees. So as jy hier wil wees en jy wil jou selfstandige avontuur begin, van 6 tot 8 Augustus by die Diamantvallei Landgoed in Ruiten. Kry jou kaartjies nou.